Dit is nie net die feit dat Christene wêreldwyd vermoor word nie, maar dit is ook die feit dat die vryheid van godsdienstige spraak word geknehalter deur sekere internetinstansies en die aggressiwiteit teenoor hulle wie die bonatuurlike geopenbaarde waarheid staan. Ons word gehaat omdat ons die evangelie preek soos wat dit 2000 jaar terug gepreek was. Dit word verwys na 'n sistematiese druk, luister mooi, na sistematiese druk en uitwissing van vryheid van spraak. Selfs sekere Christelike besighede in sommige lande word blootgestel aan wette wat nie van toepassing is op ander gelowe nie. Vandag in 2025 gaan dit uit en uit oor morele Bybelse standaarde. Ek gaan dit weer sê, vandag in 2025 gaan dit uit en uit oor Bybelse morele standaarde. Waar die Bybel die fundament was, waarop regerings gebou was, selfs ons regering en ons vorige regerings was gebou op Bybel, op die 33 Bybelse waardes en natuurlik die 1611 King James Bible, die Textus Receptus teks of die Byzantynse teks van die 2de eeu. Vandag 2025 gaan dit uit en uit oor morele Bybelse standaarde en dis hoekom hulle Yahshua of Jesus uit die skole uitgehaal het en boeddhisme, hindoeïsme, ateïsme en panteïsme ingebring het. Terwille van alle koste vir my moet word, want dit is en bly een van die grootste probleme vir die globale New Age sisteem om ten volle geïmplementeer te kan word. Dit is juis ons wat bely dat Yahshua die koning, die saligmaker en die verlosser is. Want waar mense geleer word om aan Bybelse standaarde en morele standaarde gewoon te wees, word dit byna onmoontlik vir Satan en sy New Age trawante om die muur van heiligheid af te breek. Hoekom? Want Yahshua is die anker. Jesus is die anker. Yahshua is die anker van alles wat ons glo en waarin ons funksioneer. Daarom verklaar die woord, wees heilig, want ek, Yahshua, is heilig, halleluja. Die duisternis sal altyd voor die lig vlug, altyd, altyd, altyd. En daarom is dit so belangrik dat ons as Jahwiste in 2025 en verder, ons lig so laat skyn, dat die sondaars dit onmiddellik kan sien en dit identifiseer. Die donker eeu, gedurende die donker eeu tussen 34 na Jahshua tot 1530 na Jahshua, is dit volgens die antieke geskiedenisboeke opgeteken hoe die Rooms-Katholieke Kerk meer as 150 miljoen Jahwiste, die bruid van Yahshua en Jode vermoor het en tereggestel het, omdat hulle die name nie wil prysgee nie. Ek het altyd gewonder, hoekom is daar 150 miljoen Christene dan doodgemaak? Dit was nie Christene nie. Die Katholieke was dan Christene. Constantijn skep die woord Christen by die Council of Nice in 327 na Jahshua. In die vroeë Bybels, in die vroeë tyd, was die disippels nooit na verwys as Christene nie. Daar was nie so iets as Christene nie. Hulle was Jahwiste. Jahwiste in Engels, followers of Yahshua. Halleluja. En dan kom die Katholieke Kerk, hy word gestig deur die Romeinse regering in 34 na Jahshua, waarna die grootste vervolging begin teen die Jahwiste. Waar die manuskripte en die goed wat als oor Yahshua en Jahwa en die Ruach HaKodesh bestaan het, uitgewis moet word. Soveel so dat jy sukkel om vandag jou hande op enige van daai soort dokumente te lê. En ek vra weer, hoekom sal een Christen ander Christene doodmaak? Die Bybel sê, geen koninkryk is teenoor homself verdeel nie, maar die lig, die duisternis, haat die lig, en daarom het hulle probeer om die Jahwiste, nie Christene nie, die Jahwiste uit te wis, tesame met die Israeliete, wat vasgehou het aan die bonatuurlike name van Jahwa, Yahshua en die Ruach HaKodesh. Gedurende die donker eeuwe is tussen 34, dis belangrik die tyd, 34 na Jahshua en 1530 na Jahshua, is dit volgens die antieke geskiedenisboeke, vandag het hulle goed weggevat, dit was deel van ons geskiedenis toe ons kinders was, opgeteken hoe die Rooms-Katholieke Kerk meer as 150 miljoen Jahwiste, dis bruid van Yahshua en Israeliete vermoor en tereggestel het. Hierdie gruwelike geskiedenis kan nooit uit die geskiedenisboeke verwyder word nie, want dit is met mense bloed geskryf. Hierdie geskrewe inligting is nie om u bevrees te maak nie,
Maar as ek, Prof Hannes, nie hierdie inligting, dis eskatologiese geskiedenis met u deel nie, u kerk, as hulle dit nog nooit self bedoel het nie, sal dit verseker nie in hierdie tyd van die groot leen met u deel nie. En hierdie spookpredikers sal nie een woord oor dit rep nie. Hoekom? Want dit gaan hulle finansies affekteer. Want dit sal hulle posisie by die Wêreldraad van Kerke beïnvloed en affekteer. Die globale godsdienstsysteem. Hierdie globale godsdienstsysteem deur New Age is so ingestel dat dit deur sekere eksterne invloede, naamlik finansies, beïnvloed word. Dit is doen wat ons sê en glo dit wat ons vir julle gee om te glo, of die kerk, die nominasie of organisasie verloor die finansiële ondersteuning wat hulle reeds vir jare van die NAR, New Apostolic Reformation, dis 'n arm van die Rooms-Katolieke Kerk, geniet en indeel. Alles gaan oor geld in 99% van die kerke vandag.